Kom ons gaan kyk nou wat is die groot bohaai oor die plek. Dit is elke dag en nag, Amerika dit, Amerika dat. Wat is die groot bohaai? Hoekom wil Okay, rustig. Groene monster hierdie. Wat is die plek? Nog? Okay, is die Limpopo hierdie nie? Nog een. Okay. Wat is die jokkie? En dan het reg. Hier is genoeg groen trekkers hierso. Papa. Wat het die beeste van daai storie vertel? Treks. Nee. Okay. Nie hele wen. Die storie is waar. Hier is 'n badge alleen seker 'n plaas. Sulke tyd. Dag sê. My naam is Wian. Welkom by Boer Amerika. Ons koop die episode sommer hier af, net hier in die shop. En ek wys vir julle wat se trekkers en implemente en planters ons gebruik. Ons is nou besig met planttyd, so dis seker 'n goeie ding om julle net die trekkers en die planters te wys. Ons koop af met twee 6R120 trekkers, met dubbel wielietjies agter en hulle hardloop met elkeen hardloop met 'n agterry John Deere presisie plantertjie. Maar dis seker nie waarna julle graag wil kyk nie, dis seker hierdie oudjies. John Deere 8RX 340 horsepower trekkers met 16 ry presisie planters op, later met single hoppers. Twee van hulle met die Yield 360 kunsmis tanks voorop. Hulle sit dan hulle kunsmis deur agter by die planter saam met putte. Met hierdie pypies sit hulle die kunsmis deur. Hulle lyk bakgat met hierdie tanks op. Ja. En dan is daar nog een groot planter trekker. Dis 'n 8R310 tire trekker. Ons sit triple tires agterop. Help bietjie met die kompaksie, al hierdie kleigrond van ons wat so vastrap en slote maak en al die klas van goed. Selfde planter, dit is nou vuil, ons is amper klaar geplant in die tyd dat ek die video neem. Maar, ek moet nou nie weghardloop daaroor nie. Dit is baie wat ek vir julle moet wys. En dis die plantervloot. En dan kom ek gaan wys julle die spuite wat ons gebruik. Okay, planters kan ek julle nie 110% van vertel nie, want dit is nou nie my kos nie. Hierso is ons speelgoed. Dis wat ek meeste van die tyd in werk en ry. Dit kom ander ouens wat die planters ry. Ek en Emmy, julle gaan nog baie van hom sien. Ons ry die spuite. Ons het elkeen R4023 John Deere spuit. Hulle is nou nie die grootste spuite nie. Hulle het 600 gallon tanks, 80 foot booms. Ons gebruik hulle want hulle is 'n bietjie ligter as die groot spuite, die met die 120 foot booms. Ons, soos ek weer eens sê, ons grond laat nie toe om daai groot spuite te gebruik nie, maar hulle het al die tegnologie wat die grootes het. Hulle het die ExactApply nozzles, hier is die, sal sommer 'n linkie sit met enigiets wat nou bietjie slim klink. 'n link daarby sit en dit sal verder verduidelik wat dit is, en as julle belangstel om te lees, kan julle gerus gaan lees wat dit alles doen. Maar ja, dit is basically die hoogste tegnologie wat jy kry as dit by spuitmasjiene uitkom. En hier is 'n stoute uitarm met 'n baie mooi skraper. Dis die skraper. Hierheen op die plaas sê, papa. Nee, die manne gaan nie klaar op die jagpaai nie. Alright, dis nou eerste oggend van plant. Almal is besig om hulle plante vol saad te maak. Hulle gaan nou fertilizer ook vol maak. Ag, en dis maar net 'n general
gaan alles oor nog 'n keer, maak seker alles is reg en vas. As jy nuwe goed het, dan het jy maar moeilikheid. Moenie dink dat die nuwe goed altyd perfek is nie. Daar is maar boute los en dinge wat nie perfek reg is nie. En ja, dis die eerste oggend, double check alles en dan gaan ons in die land klim. Al die trekkers is nou in die land. Die 6-reeks trekkertjies word gewoonlik in kleiner lande gesit met meer kleigrond of skerp hoekies. Hulle werk dit makliker uit, hulle draai ook makliker. En dan die groot trekkers word gewoonlik in een groot land gesit en hulle hardloop op die lang rye of op meer sanderige grond dat hulle nie spore trap nie. Daai volplanters en daai swaar trekkers met hulle tanks kan nogal lelike slote los as dit in kleigrond gesit word. Okay, en dan nou die spuite se hoofdoel tydens mielieplanttyd is om skoon stikstofkunsmis neer te sit op die rye. Ons sit dit neer deur middel van hierdie streamerbar soos julle hier kan sien en dit sit dit mooi bo op die ry neer by die putte. En dan nou as al die lande klaar geplant is en gespuit is, dan kom maar 'n trekker verby met 'n waterfur plow en hy kom sny al die lande se waterfurs. Dit help dat die lande ordentlik drain wanneer dit nou kom reën, dat daar geen water in die lande staan nie. Nou ja, soos enige lekker boerdery is daar altyd te veel of te min reën betrokke en in Mississippi se geval in April, Mei maand is dit altyd te veel reën. Ons het darm so 1300 akkers en mielies ingekry. So dis 'n goeie solid blok gewees en toe kom sakke uit en reën so 3 duim. Maar ja, dit beteken nie dat die werk op is nie. Die beavers bou verskriklik baie damme in die bayous. Bayou is die Amerikaanse term vir 'n rivier, swamp-agtige moeras wat ook al. Hulle bou baie damme daarin en dit blok dan die water op binne in die lande in en dit versuip dan die mielieputte. So ja, dit is ons job vir die dag. Ja, die ding is groot. Ek gaan uitvind vir jou. Hy sal af ons eet. Ek wil met die in die middel gebreek kry. Nou met elke trip na die beaverdamme toe gaan jy so 1 of 3 of dalk 10 slange op jou pad kry. Die cottonmouth spesies is baie vervuil hier in die Mississippi Delta, so hulle word almal van kant gemaak. En glo my nie een van ons het nou op die oomblik 'n death wish nie, so ja, die cottonmouth is verskriklik giftig. En as dit 'n slang is wat giftig is, maak ek dat ek wegkom of ek of hy gaan waai. So as jy baie van slange hou, ek's jammer. Hy is 'n lelike ding, man. Ons of julle. Hy moet net hard genoeg reën van voor af dat die kop en ding skoon was. Ja.
job description, Arun? What's your job description? Maak die stad vol. Wat Galisa? Ah, hier rijdt mama. Als hij niet oorloopt, is hij niet vol nu. Wat? Richard, Lengan. kanan. Ariane, ek like jou outfit, hoor. Wat het jy net gekry? Oh man. Regtig? Okay, so die reën het ons 'n lekker gap gegee. Ons is terug in die lande en ons het met sojabone begin plant. Die hoofverskil tussen sojas en mielies plant is die spuitmasjiene. Ons spuit nie vloeistof kunsmis op die sojabone nie. In plaas van dit spuit ons net direk Gramoxone en 'n voor- en na-opkomsgif. En dan op die trekkers, al verskil wat ons daar het is die seed plates en dan natuurlik die komputer, die hoeveelheid saad wat hy neersit. En so aan, maar vir die res is die setup baie dieselfde. Daar is nie veel anders nie. Al ander verskil wat ons het is met mielies het ons klein 50 pond sakke wat ons elke trekker mee volmaak en met die sojas het ons groot bulk sakke wat ons binne in 'n seed cart sit en dan word dit direk in die planter in getap. Die baas het sy eie preferences wat hy van hou en hy hou van dit so. Hey, neem aan jy geniet jou trekker, ja? Is dit reg goed oop, Janne? Ja, ons rooi van jou weer. Maar jy met die trek, ja, dit is cheapie. Ek grap sommer. En jou nuwe screens is mooi. Dis baie met die vorige jaar. Ja, ek sal nou nie weet nie, want my spuit het nog steeds die oues. Volgende toe kom maar 'n vent verby met daai stainless steel tanks voor. Ja, dit was mooi. Baie mooi daai. Maar dit agter. Dis ook vir planter, maar dis 'n daai single unit wat jy in die middel volmaak. Must be nice, né? Jy maak 'n hoppertjie vir hoppertjie vol. Jy daarom 'n slim planter. Met komputertjies en Nou, ek weet jy sit op die planner self. nou kan ons daai gif opgooi van Thug Life. Gangster. Baie brilliant. Praat van die planter, daai ding. Daai een. Ons het toe 'n goeie paar dae gehad. Ons het so 1500 tot 2000 akkers se sojabone geplant en ons het ook so 500 tot 1000 akkers se mielies ingekry. En ja, soos julle kan sien het die reën ons toe gevang. Ons het gespuit so laat ons kan, geplant so laat ons kan, kyk hoeveel ons kon inkry.
Maar ja, toe vang die reën ons en ons het nou weer tyd om onsself besig te hou met ander goed. Right there, what you want to do with it? No, I just put it in the shop. Probably need to put a little water through it. Leon and MJ, y'all fold them up, take them to the shop. Hoe gaan hulle sê? Jee, ag nee. Hy's joune. Ja, ons was toe weer terug op Beaver Dam duty, so tussen die rally slange. Ja, en ons het 'n paar lande gehad wat 'n bietjie water in gestaan het, so ons het daartoe gegaan met die TLB of 'n backhouse wat hulle dit noem hierdie kant. 'n Bietjie gaan lande oopmaak. Van hulle is droë lande en daar is nie dreinpype op hulle nie. So ons het 'n paar slote gegrou dat die water uitkom, dat daai sojapitte nie versuip nie. En dan hierso het die reënwater in die vloede 'n bietjie van die brug uitgehaal, so ons het daar gegaan en 'n nuwe pyp gaan insit en ja, die pad weer reggemaak. Wie wil like hotdog vir $16? Ja, hard. Het jy daar 'n botter op? $16 met jou. Wat gaan jy van? Reg Joey? Ja, Sing saam seun. sing saam. Vir wie gaan jy kyk vandag, Hero? NGU, sing sy nog. Ja. Say you're going out late, countdown till you call me. It's just one of those things that you do when you're lonely. Ain't all about the chest, but you won't ever let me get you. And I wish I was the same, but I know I'm gonna let you in again. And when I do, it's gonna hurt like hell, and you don't mean to. That's what I tell myself. I do for you, nothing I wouldn't do for you. Lies, lies, lies. Girl, I'm on the downhill down. Habits and heartbreaks and hard to break. Hold me, got the thing. 'Cause I don't wanna feel a thing no more. Hell no. We got this. My name is Bobby Marley. I tell you, appreciate y'all. I hope you have a good weekend. I can't wait to come back and see y'all sometime. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Dit was 'n lekker belewenis op sy eie gewees. Ek het dit maar kort en kragtig gehou want as ek elke video moes opsit wat ek geneem het by daai shirt, dan sou die hele video net oor 'n Morgan Wallen konsert gegaan het. Maar ja, al die speletjies is nou verby. Maandag is terug by die werk. Lande het lekker uitgedroog. Ander ouens is besig om te plant en ek het hier op die Kelly Diamond Arrow, ons noem hom sommer net die Kelly Plow. Ons het
klim en ons het 'n pivotland wat koring gehad het so jaar of 2 terug. So ek het dit kom opkap laat ons kan boontjies plant op hom. En ja, daar's baie werk wat ek uitlos. Dit is net onmoontlik om elke liewe dingetjie in 'n video te sit en om, hoe kan ek sê, video's te neem van elke liewe ding wat gebeur op die plaas. Ek werk ook hierso. Hierdie is maar net 'n kantlyn ding wat ek doen. Ek het nie baie tyd om video's aan mekaar te sit nie. Ek werk ook dieselfde ure as wat die ander ouens werk. So ja, daar is klomp goed wat uitgelos word. As wanneer ek die kans het, dan gaan ek sommer 'n video maak met al die side jobs, alles wat tussendeur plant gebeur, alles wat tussendeur stroop gebeur wanneer ons dit begin doen. Al hierdie klein nitty-gritty goed wat mense nie aan dink nie en van vergeet, wat almal mee besig is so deur die dag. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the skies. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the skies. We about to change the game. We about to change the game. Let's go. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the skies. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the skies. Hey ding, Anu. Hoe lyk die uitstoeiwerker in sy natuurlike habitat? Ai toch. Slange? Hey! Ons was toe vir so 'n week uit gewees. Ons kon nie plant nie. Dit het elke dag 'n bietjie gereën. Toe het die baas vir ons 'n bietjie werk uitgedink. Ons het 'n tannie se gras gaan sny, haar yard mooi gemaak. Sy wil haar huis verkoop, so plek moes spiekeries lyk. So dit gaan doen. Ons het trekkers gewas. Ons het die kiddie plow gediens en gedoen. Bietjie bakkies skoon gemaak en maar net bietjie alles georganiseer. As ons so besig raak in plantseisoen, dan raak die tools deurmekaar, die bakkies raak vuil, trekkers raak vuil binne. Dit raak bietjie chaos. So die reën is nie altyd 'n slegte ding nie. Dit help elke keer dat ons bietjie net kan stil staan en organise en alles agter mekaar kry voor ons weer begin. Maar ja, die weer is nou weer mooi en ons gaan nou vir ons laaste week in plant. Dit klink dalk of ons iewers iets geskiep het en ek het dalk 'n bietjie iewers geskiep. Daar was 'n week gewees wat ons regtig hard gewerk het. Ek het nie tyd gehad vir video's neem, drone vlieg en al die goed nie. So daar is 'n week wat uitgelos was, maar glo maar vir my, hierdie laaste week, dis die week wat julle wil sien.